mense klink geloof soos 'n hofdrama. Jy is die beskuldigde, God is die regter, Jesus is die prokureur en die kruisdood is die vonnis wat iemand anders namens jou dra. Jy loop skotvry en die saak word gesluit. Welkom by die Sepcast, tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Maar wanneer jy die evangelie fyn lees, hoor jy 'n ander klank. Nie die tik van 'n regter se hamer nie, maar die klop van 'n Vader se hart. Christus kom nie om 'n hofstuk te onderteken nie, maar om 'n verhouding te herstel. Nie om skuld te verreken nie, maar om menswees te genees. En Paulus beskryf dit eintlik mooi in 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 19. Hoor mooi hoe sê hy: God het in Christus die wêreld met homself versoen. Let op, nie veroordeel nie, versoen. Dis die verskil tussen 'n regspraak en 'n hartsaak. In die een word jy vrygelaat, in die ander word jy liefgehê. Dink aan Jesus en die vrou wat in oorspel betrap is daar in Johannes 8. Die godsdienstiges bring haar hof toe, klippe in die hand, wet in die mond. Jesus buig, skryf in die sand en vra: wie van julle is sonder sonde? En een vir een loop hulle weg. En toe kyk hy op en hy sê: weet jy wat? Ek veroordeel jou nie. Gaan leef anders. Geen hofuitspraak nie, net 'n uitnodiging tot 'n nuwe lewe. Dis hoe Christus bemiddel, nie deur skuldlyste nie, maar deur nabyheid, nie deur afstand nie, maar deur teenwoordigheid. Hy stap in die donker kamer in, nie met 'n vonnis nie, maar met lig. En wanneer jy daardie lig toelaat, verander alles. Want versoening is nie net iets wat gebeur nie, dis iets waarin jy begin leef. Jy word self 'n draer van versoening, 'n brugbouer, 'n geneeser van verhoudings, iemand wat vrede bring. Nou by SA Gemeente sê ons is die nommer 1 netwerk vir jou lewe, en ons hoop jy is die nommer 1 netwerk in ander se lewens, 'n netwerk van mense wat self versoen is, en nou ander help hulle pad huis toe vind. Ons wil nie 'n hof wees waar mense beoordeel word nie, maar 'n huis waar mense herstel word. Dis wat dit beteken, om kerk te wees rondom die hart van Christus. 'n netwerk van vrede, eerder as van skuld, van gemeenskap, eerder as vergelyking, van liefde, eerder as oordeel. So, as jy vandag voel, jy staan voor 'n hof, onthou, God het die saak gesluit, maar die hart oopgelaat. Christus roep jou nie hof toe nie. Hy roep jou huis toe. Tot môre, mooi loop.